Shalom weer vir jou vandag, en vrede, vreugde, blydskap, vergenoegdheid en gesondheid, want dit is wat Vader vir ons gee. Ons is hierdie tyd besig om te gesels oor gebed. Hierdie is die derde van die reeks, en ek hoop dat jy op die oomblik al die praktyk begin toepas het. Om te begin bid, om te gaan gesels met Vader. Ons het eers gesels oor die woord. Daardie plek waar ons Vader se karakter leer ken, waar hy homself aan ons openbaar. En nou terwyl ons praat oor gebed, is ons besig met ons respons daarop, ons reaksie op Vader se karakter. En ons gaan kyk, veral hierdie week en volgende week, gaan ek en jy gesels oor 'n volledige gebedskonsep. Wanneer is dit effektief? Ons gaan kyk na Jesua se modelgebed volgende week. Maar vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die belang, hierdie aspek van Jesua se gebed en waarop dit gebaseer is, voordat ons dit begin doen. Dis baie belangrik dat ek en jy hierdie dinge vir onsself sal sê en sal verstaan. Ons kyk na Matteus 26 vers 40. Jesua is in hierdie laaste ure van sy bediening op aarde. En hy gaan terug nadat hy geworstel het met Vader. En hy sê vir hulle in vers 40, vind hy hulle aan die slaap. En hy sê vir Kefa wat net voor dit, soos wat ons almal weet, redelik groot mond gesê het, maar ek sal u nooit verlaat nie, en ek sal nooit weggaan nie. Almal kan nie teleurstel, maar ek sal dit nooit doen nie. En nou kom Jesua terug en hy praat spesifiek met Kefa, omdat hy ken as Petrus. Kon julle nie 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ek dink reg deur ons kindskap van God, is dit iets wat ons almal ervaar, is ons wil graag. Ons het regtig 'n begeerte om Vader te dien met alles wat ons het. Ons het 'n begeerte om Vader te dien, maar dan kan ons nie. Daar's iets wat voorval. Ek het nie tyd nie. Jesua spreek dit hier aan vir die studente volgelinge en sê vir hulle maar, ek verstaan. Kan julle nie 1 uur eers saam met my waak nie? Ons gaan in hierdie klompie weke wat nou kom, gaan ons vir u dit gee waarmee u 'n uur op 'n slag Vader in sy verhouding kan vasmaak in die lewe, deur 'n gesprek met hom te tree, deur die heeltyd met hom in kommunikasie te wees. Waak en bid. 2 dinge wat Jesua vir sy studente volgelinge hier sê. Hy sê nie net vir hulle bid nie. Hy sê waak, wees wakker. Jesua sê eintlik vir sy studente volgelinge dat daar dinge is waarvoor julle moet besop. Die dinge van die vlees en ons liggaamlike begeertes hou ons weg van hierdie intieme verhouding wat ons met Vader moet hê. Dit hou ons weg om met hom te kan kommunikeer. Want gebed is daar die ervaring van sy karakter, die ervaring van die autoriteit wat hy vir ons gee, wat ons dan met hom in gesprek voer. Waak en bid, besop vir daardie dinge wat in die pad gaan staan. Bid dan, gesels met my. Maar bid sodat jy nie in versoeking kom nie. Hier noem Jesua 'n ding wat vir my baie interessant is, en dit lyk vir my of dit versoekings is wat ons weghou van ons tyd in gebed met Vader. Ja, dit lyk of dit versoekings is wat keer dat ek en jy hierdie kommunikasie, hierdie gesprekke met God het. Kom ons sê dit maar vir mekaar. Ons voel skaam om na Vader toe te kom wanneer ons weet ons lewe nie reg is. En daarom het ons vroeër gepraat oor ons verhouding met Vader, en daarom het ons in die gesprekke tot nou toe al met die gedeel dat Vader wil hê ons moet 100% gehoorsaam wees aan hom en sy wil. Deur 100% gehoorsaam te wees, hoef ek nie skaam te wees. Dan is daar nie versoekings wat in my lewe kom, en waaroor ek skaam voel,
om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Ek dink, ons moet vir mekaar sê, vandag. Wanneer jy so by sy studentevolgelinge kom, is dit vir hom ernstig, dat versoeking in die pad gaan staan van hulle verhouding in gebed. En hy sê, die Gees is gewillig, ek weet julle wil graag. Maar ek en jy moet ons vlees beheer. Ons begeertes, ons verlangens, daardie versoekinge wat oor die pad kom, moet ons kan hanteer in die vlees, sodat ons in verhouding met Vader kan hê. Het jy so 'n verhouding met hom? 'n Verhouding waardeur jy jou versoekinge kan weerstaan. Soos ek vir jou sê, ons moet versigtig wees om nie te val vir die versoekinge, want dit gaan vir my en jou weghou van ons verhouding met Vader. Efesiërs 6 vers 18 sê Saul, in alle gebede en in alle begeertes bid by elke geleentheid in die Gees. Wees elke oomblik in hom waaksaam in gebed, terwyl jy voortdurend bid en intree vir die afgesonderdes. Saul hanteer weer eens 'n paar dinge hier in ons gebed, waaroor dit gaan. Hy sê, in alle begeertes. Is dit wat ons doen wanneer daar begeertes oor ons lewe is? Daar's mense wat begeerte het oor baie dinge. Ek praat nie van vleeslike sonde nie. Begeertes het na rus. Begeertes het na iets wat ons nodig het. Hy sê, bid in elke geleentheid in die Gees. Dit moet nie net 'n geestelike gebed wees nie. Hierdie is ook nie net om in tale te bid nie. Om in die Gees te bid beteken om Vader se karakter deel te maak van my lewe op so 'n manier dat ek met hom in daardie verhouding kan gesels en kan praat. Wees elke oomblik in hom waaksaam in gebed. Het ek en jy 'n oomblik tot oomblik, Saul sê vir ons, te alle tye moet ons besig wees met hom. Bid sonder ophou. Is ons oomblik vir oomblik waaksaam in ons gebed. Ons het tot nou toe gesels oor die woord en die vereistes van die woord. En ons het in daardie deel gesê, dis Vader se wil dat ek en jy gehoorsaam is aan alles wat hy sê. Nou kom Saul en hy sê, wees waaksaam in gebed. Ons moet die heeltyd waaksaam wees vir die aanvalle. Ons moet elke oomblik, elke dag waaksaam wees om net dit te doen wat Vader wil hê ons moet doen. Terwyl jy voortdurend bid en intree vir die afgesonderdes. Bid vir mekaar. Is dit wat ons besig is om te doen, is om vir mekaar te bid, om mekaar op te dra aan Vader. Dis deel van ons gebedslewe. En ons gaan net nou, wanneer ons kyk na die indeling volgende week, gaan ons dit kan sien ook. Matteus, soos jy dit ken, hoofstuk 6 vers 5 tot 8 sê, wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die toneelspelers van 'n vals karakter, wat hou daarvan, om in bymekaar kom plekke en op die hoeke van strate te staan, en bid om deur mense gesien te word nie. Dis waar wat ek vir julle sê, dat hulle beloning reeds ontvang het. In eerste plek begin hy daardie gedeelte en hy sê nie, as jy bid nie. Gebed is nie 'n opsie nie. Hy sê, wanneer jy bid. Daar's 'n voorveronderstelling in, dat jy besig is met gebed. Daar's 'n voorveronderstelling, dat jy reeds bid. Maar hy sê dan, wanneer jy bid, moet jy nie wees soos hulle wat aandag probeer soek in jou gebed. Dit help nie om 'n uur lank te bid voor ander mense om deur hulle gesien te word. Dit help nie om op die straathoeke te staan, sodat mense kan sien jy het 'n verhouding met Vader nie. Nee, hulle moet jou verhouding in jou lewenswyse kan sien. Ons kan nie bid om gesien te word nie. Ons kan nie bid om enige ander rede as dat ek verhouding met Vader bou nie. Dis die rede hoekom ons bid. Nie om gesien te word of om enige ander rede nie. Hy gaan verder vers 6. Maar jy
wanneer jy bid, gaan in jou privaat kamer. Nie as jy bid, wanneer jy bid. Op die tyd wat jy bid, jou tyd wat jy in verhouding met Vader deurbring, gaan in jou privaat kamer, sluit jou deur, en bid in die geheim tot jou Vader, en jou Vader wat sien, wat in die geheim gedoen word, sal jou in die openbaar beloon. Hoor ons wat sê hy vir ons? Dis 'n persoonlike verhouding wat ek met Vader het. Dis nie 'n show nie. Dis nie een of ander openbare bekendmaking nie. Dis 'n persoonlike verhouding wat ek in gebed met Vader het. En as daar al is wat ek en jy vandag kan leer, dan is dit hierdie ontsettend belangrike punt. Ons bou 'n persoonlike verhouding met Vader in ons kommunikasie. Gebed is daardie ervaring van sy teenwoordigheid, soos ons verlede keer gesien het. Gebed is daardie oomblik, wanneer ek en hy in verhouding met mekaar staan. Ek wil vir jou vra, is dit hoe jy bid? Is jy besig om 'n verhouding met Vader te bou? 'n kosbare verhouding. Is jy besig om Vader se karakter en autoriteit van hom af te ontvang in jou lewe, deur jou gebedslewe? Waardeur jou eie lewe kan lyk, soos Jesua vir ons kom wys het. Dis tog wat hy vir ons sê, nie waar nie? Het Jesua nie vir ons gesê, leef soos wat Jesua geleef het nie. Dis wat hy wil hê ek moet doen. Dis wat hy wil hê ek en jy elke dag moet leef en doen. En as ons so leef en in ons gesprekverhouding met die Vader, hierdie verhouding opbou, wow, dink net wat se krag gaan vanuit ons lewens kan gaan. Ek hoop om voordat ons afsluit vandag, bietjie persoonlik met jou te deel. Maar dit jou gaan egter verder in vers 7 en hy sê, wanneer julle bid, sien jy weer eens, wanneer? Daar's nooit 'n sprake van as nie. Dis nooit 'n sprake of ek en jy gaan bid nie. Hy neem aan ons bid. Wanneer julle bid, gebruik nie mooi klinkende herhaling van woorde nie. Mense wat my ken weet al dat ek hou daarvan voete op die aarde, plat op die grond. Dit help nie ons gebruik 'n klomp geestelike woorde wat ons nie eers die betekenis van verstaan nie. Terwyl ons besig was met die Bybelvertalings, het ons dikwels toetse gedoen met mense en die begrip van sekere woorde. En het ons gevind daar sekere woorde wat nou in hierdie tyd waarin Vader besig is om sy wil te openbaar vir sy kinders, is mense besig om hulle te verstaan. Maar vir al die jare tot nou toe is daar sekere woorde wat mense gebruik en nie verstaan nie. Een van die voorbeelde wat ons gevind het is die woord heilig. Kom ons sê dit maar vir mekaar. Almal bid die woord. En almal sê dis een van Vader se karaktertrekke. Ons bid dit en ons sing dit en ons preek dit en ons praat dit. Maar sê vir my, wat beteken die woord heilig? Want in die Bybel word ook vir ons gesê, in 1 Kefa of 1 Petrus, soos jy dit ken, word daar ook vir ons gesê, ek en jy moet heilig wees, want hy is heilig. As ons moet heilig wees soos hy, sê vir my, wat beteken dit dan? En totdat ons nie besef het dat die woord beteken om afgesonder te wees nie. Wat sê ons eintlik? In die gebedslering wat Jesua vir sy studente volgelinge gegee het, dit wat ons die Onse Vader noem, kom hy en hy sê vir hulle, Vader se naam is heilig. Wat beteken dit? Beteken dit ons mag dit nie gebruik nie? Nee, dit beteken dis afgesonder, dis uniek, dis net syne. Dit help nie ons gebruik mooi woorde, heilig, geregtigheid. Maar ons verstaan nie wat dit beteken nie. Die Bybel sê vir ons, dit is soos heidene, wat dink dat God hulle beter sal hoor as hulle baie woorde gebruik.
Vir ons wat lank in die ooste was, ons hoop om 'n bietjie daaroor te gesels, is daar vir my 'n skokkende tendens. In plaas van dat mense in gebed 'n persoonlike verhouding en 'n gesprek met die lewende God het, word dit 'n chant, 'n herhaling van leefwoorde. Word dit soos in die godsdienstige wêrelde van die ooste, word daar sekere begrippe oor en oor en oor herhaal, waarin mense dink daar krag is, waarin mense dink, nou sal God vir my luister. Kom ons kyk wat sê die woord. Hierdie klinkende herhaling van woorde is leeg vir Vader. Dis soos die heidene, dis soos die ander nasies. Vers 8 sê, moet dan nie wees soos hulle nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Al wat hy wil hê, is ek en jy moet kom erken voor hom, dat ons dit nodig het. Hy weet wat ons nodig het. Ek hoef hom nie te vra nie. Maar hy verwag van my, om voor hom te kom, en te erken wat ek wil hê. Hy weet wat dit is. Ek hoef dit nie 20 keer te sê nie. Ek hoef dit nie oor en oor te herhaal nie. Hy weet wat dit is. Matteus 6 vers 9 tot 13. Dis dan hoe julle moet bid. En dit is wat ons volgende keer oor gaan gesels. Ons gaan gesels oor hierdie lering wat Jesua vir sy studente volgelinge gegee het. 'n Onselfsugtige gebed. Gefokus op die ons en nie op die my alleen nie. Ons gaan volgende week baie spesifiek daaroor gesels. Ek het gevoel vandag om so klein stukkie van ons persoonlike getuienis met u te deel. Dit is iets wat ons nie baie van hou nie, en dit is om te fokus op onsself. Hierdie goed gaan jy nêrens in boeke lees nie, hierdie goed is nêrens opgeteken. Want in die plekke waar Vader ons gestuur het om te werk, word mense se lewens in gevaar gestel. En daarom praat ons nie oor detail. Maar terwyl ons praat oor gebed, wil ek vertroue daarmee saam noem en vir u sê, wat die krag daarvan werklik is. Dit is daardie instrument wat Vader vir my en jou gegee het. Daardie persoonlike verhouding wat ons in gesprek met hom uitoefen. Waardeur hy sy krag wys. In die ooste moes ons baie keer blootgestel word aan dreigemente. Die 11 jaar wat ons gebly het in die Himalajas, het dit dikwels gebeur, dat ons lewe bedreig word, dat ons moes ingegaan het na plekke toe wat nie regtig toeganklik is nie. Moes ons saam met baie van die donkiespanne, soos dit bekend staan, Bybels inneem in plekke waar dit nie toegelaat word nie. In elke een van hierdie situasies. En dit is so dat 'n mens kan agterna terugkyk en sien hoe wonderlik dit was, maar ek wil vir u vandag sê, binne daardie situasie, jou broek bewe. Jy kan 'n verhouding met Vader hê, maar daardie oomblikke van lewensgevaar, is dit 'n mens wat reageer. En dan is dit slegs hierdie persoonlike verhouding met die lewende God, wat vir ons die vermoë, die wysheid en die oorwinning gee om elke een van daardie dinge deur te breek. Om te sien hoe mense genees word. Om te sien hoe mense se lewens verander word deur die woord van God wat ons vertaal het in Tibetaans. Om te sien hoe die woord van God in mense se hande geplaas kan word. Om te sien hoe Vader mense blind maak. Hoe jy deur treinstasie na treinstasie, busstasie na busstasie, lughawe na lughawe, waar oral in sekere lande X-ray masjiene is waar deur alles wat jy het deur gekyk word. Om te kyk na die 20 verskillende maniere hoe Vader elke keer mense blind maak. Iets laat voorval.
waar jy sien hoe die Bybels deur die X-ray masjiene gaan, waar jy dit kan sien op die skerm, waar hierdie persoon met volle konsentrasie na die skerm kyk, niks kan sien nie. Dan besef ons die krag van 'n persoonlike verhouding met die lewende God, waardeur sy verhouding jou gebede beantwoord. Waardeur sy krag in ons besig is om die oorwinning te behaal. Is dit net vir daar? Ek weet daar is so baie getuienisse oor wat gebeur in die ou kommunistiese lande, so baie getuienisse van dit wat gebeur in ander lande op die oomblik. Wat van jou en wat van nou? Besef jy dat daardie God dieselfde God is vir nou? Besef jy dat daardie Vader God waarmee ons 'n verhouding het, nog steeds die God is, wat vir die laaste 34 jaar vir ons in ons lewe voorsien en sorg sonder 'n inkomste? Besef jy dat daardie God deur gebed steeds naby elkeen is wat sy kinders is? Dis nie vir daar ver nie. Dis vir daardie siekte wat jy nou het. Dis vir daardie tekort in jou inkomste. Dit is vir daardie stappe wat jy moet neem en jy weet nie wat om te doen nie. Is daar een ding is wat Vader ons geleer het in ons ondervinding. Hy was reeds daar. Hy is nie afhanklik van tyd nie. Hy is nie afhanklik van my oomblikke waarin ek leef nie. Hy sien die toekoms. Hy was reeds daar gewees. Vir ons ouer mense waarvan ons baie goeie respons kry, wat baie dankie vir al die mooi dinge wat jy sê, vir al ons ouer mense daarby. Is jy bekommerd oor hulle wat agterbly? Al wat ek en jy moet doen, is om ons taak te voltooi. Ons moet die lewe van Jesua so leef, dat hulle wat agterbly dit kan sien. Almal van ons maak klaar met hierdie lewe een of ander tyd. Is dit wat mense sal onthou? Ons lewe in gebed. Die antwoorde wat Vader vir ons gegee het, in ons verhouding wat ons met hom het. Is dit wat hulle sal sien. Dis wat Vader van ons vra. Dis wat hy wil hê ons moet wees. Vader wil hê ek en jy moet in ons lewens so leef vandag, dat ons die krag hier kan sien in Suid-Afrika, hier kan sien in ons daaglikse lewe, hier kan sien oomblik tot oomblik. Is dit net vir sekere supermense? Nee, dis vir jou. Vader het 'n verhouding met jou, as jy hom ken. En in hierdie verhouding kan ek met hom praat en kan ek met hom gesels. En terwyl ek met hom praat, hoor hy my. Daar's een belofte van die woord wat altyd waar is. En Vader sê, as jy uitroep na my toe, sal ek jou hoor. Vader hoor jou, ook nou. In aanleiding van wat ons vroeër gesê het oor stil word en hoor wat hy sê, wil ek van jou vra vir die volgende paar oomblikke, word stil voor hom. Raak stil sodat jy kan hoor wat hy sê. En hy sal vir jou sy wysheid gee. Tot volgende week. Baie dankie.